Goeiedag, welkom dat jy ingeskakel het. Kom reis 'n bietjie saam, wanneer ons 'n bietjie gesels oor skermbeheer. Wanneer ek praat van skerm, sluit dit natuurlik in jou slimfoon, tablet, jou rekenaarskerm en televisie. Enige skerm wat jy gebruik. Wanneer ons praat van sosiale media, is dit natuurlik al die toepassings wat jy kan gebruik om te kommunikeer. Byvoorbeeld WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Yetcom en vele meer. Hierdie veldtog sluit ook in natuurlik alle televisieprogramme, Netflix, DStv, dit sluit in YouTube en natuurlik rekenaarspeletjies. Wanneer ek praat van beheer, dan dink ek aan 'n ou gesegde wat sê, te veel van 'n goeie ding is eintlik 'n slegte ding. Hierdie gesegde sê vir my, wanneer ek iets in matigheid gebruik, dit goed en gesond is vir my. Wanneer ek iets in oormaat gebruik, dit nadelig vir my kan wees. In ons skermbeheer veldtog kyk ons na die voor- en die nadele van 'n oormaat gebruik van skermtoestelle en sosiale media. Ons gee ook praktiese raad aan ouers om weer beheer te vat van hulle huise, waar sosiale media dalk op die oomblik beheer het. Ons gesels 'n bietjie oor dobbelverslawing en ons kyk na AI, kunsmatige intelligensie, of alomteenwoordigheid, daai knoppie waarmee wat jy help met alles, toesprake skryf, artikels skryf, enigiets. Julle, ek het die voorreg om vandag 'n bietjie met jou in diepte gesels oor ons eie navorsing oor die nadele van skermbeheer. Ek staan stil by 4 hoofopskrifte, naamlik die verslawing op die kognitiewe funksie, natuurlik jou brein, die invloed op ons geestelike gesondheid, staan stil by die invloed op veiligheid, privaatheid en algemene gesondheid. En die laaste en die belangrikste een, die invloed op interpersoonlike verhoudings. Wanneer ons kyk na die verslawing op die kognitiewe funksie, is dit hierdie 'n baie belangrike aspek wat ons heel eerste moet verstaan. Wanneer ek en jy 'n fliek kyk, 'n video ontwerp op TikTok of op sosiale media verkeer, dan is dit mos lekker. Dis plesier. Nou jou brein reageer op plesier. En wanneer jou liggaam op plesier reageer, dan skei jou brein dopamien af. Dopamien is 'n chemiese boodskapper wat vir die liggaam sê, hier is plesier, beloning of motivering. 'n Oormaat afskeiding van dopamien kan verslawing inhou, omdat dopamien die sentrale rol speel by verslawing. Wanneer dopamien in oormaat geaktiveer is, dan lei dit na abnormale vlakke van plesier en beloning. En dit is hoekom dit so moeilik is om weg te bly van ons skerms af. Ons moet verstaan dat die brein neuroplasties is. Neuroplastisiteit sê vir my dat my brein kan aanpas en reageer op verandering. Nou, indien u kind of u self vir 'n uur lank voor 'n skerm is en daar is nie 'n breuk tussenin nie, dan gaan die brein aanhou dopamien afskei. En natuurlik het hierdie 'n negatiewe uitwerking op ons kognitiewe funksies en ons
gedrag. En ouers, nou gaan ek vir julle iets verduidelik wat in julle huise gebeur. En dit gaan julle natuurlik baie goed verstaan. Indien jou tiener 2 tot 3 ure al op sy foon is, of jou kleuter of peuter al 2 ure voor Disney Channel sit, en jy die TV afsit, die tablet weggryp, of jou tiener se foon van jou foon af toemaak of afdruk, dan gaan julle daai kwaai, hartseer gesiggie sien. Baie kleuters en peuters gooi dan 'n vloertantrum. En baie tieners is dan baie kwaad vir jou. Dit is omdat jy onmiddellik hierdie plesier van hulle af weggevat het en die brein onmiddellik ophou om dopamien af te skei. Wanneer ons begin leer om genoegsame breuke tussen skermtyd te sit, sal jy nie sommer daai tantrum of daai kwaai tiener hoef te lees nie. Maak dit nou vir julle sin. Kom ek vat ons volwassenes as voorbeeld. Ons kan die intensie hê om 15 minute op sosiale media te wees. Maar dopamien is so oorheersend dat hy jou voornemens kan onderdruk. En as jy weer sien, is 'n uur of 2 verby. Ouers, het jy al 'n oproep van die onderwyser gekry? Dat hulle sukkel dat jou kind konsentreer baie vroeg in die oggende? Versekerlik. En hierdie het ek al gesien, as ek self skool toe gaan, dat ouers letterlik hulle kinders aan die voet by die kar moet uittrek, want daai tablet is nog aan hulle hande vas, soos wat hulle 'n storie kyk. Die rede hiervoor is, dit vat die liggaam 2 ure om van dopamien ontslae te raak. By 'n jong kleuter, 'n peuter, tot en met die ouderdom van 13. En dis hier waar oormate skermtyd 'n groot gevaar vir jou kind se konsentrasievermoë inhou. So die navorsing sê, dit vat vir 'n peuter en 'n kleuter, die brein van 'n peuter en 'n kleuter, vat omtrent 2 ure om na gewone kognitiewe funksie toe oor te gaan. Ouer, nou verstaan ons hoekom die onderwysers kla vroeg in die oggende dat hulle sukkel om die kinders se konsentrasie vas te vang. Dieselfde gebeur met ons slaappatroon. Die hormoon wat slaap reguleer word melatonien genoem. En dopamien kan melatonien ook oorheers. So jy kan vir instansie sê, jy sit 9 uur jou foon neer langs jou bedkassie en jy probeer slaap. Baie mense raak nie dadelik in die slaap nie en rol nog rond tot 11 uur, 11:30, 1 uur. Dit is weer eens omdat die liggaam 2 ure vat om terug te gaan na normale kognitiewe funksie toe. In die praktyk het ons baie hiermee te doen met slaapprobleme en ons vra baie keer vir mense af voor ons hulle na 'n mediese dokter toe of iets stuur. Wat doen jy voor jy slaap? En dan gee ons vir hulle hierdie coaching materiaal van wat die dopamien doen voor jy gaan slaap. En stel ons voor dat toestelle 2 ure voor jy gaan slaap weggesit word. Daar is hoop en navorsing daar buite wat vir ons wys wat gebeur wanneer ons te min slaap of sleg slaap. En dit kan 'n gesondheidsrisiko later vir jou inhou. En natuurlik nagmerries ook, afhangend van wat jy kyk voor die tyd. So, dis 'n lekker stukkie interessante
deel wat ek met julle wil deel. Interessante feit is dat jou brein die blou lig van 'n skerm sien as daglig, wat natuurlik bydra tot die afskeiding van dopamien, en dit is hoekom dit so lank vat om aan die slaap te raak. Konstante blootstelling aan skerms kan maak dat ons kinders en onsself verslaaf raak aan die dopamien afskeiding van die brein. En is daar 'n groot risiko aan kognitiewe funksies wat slaap reguleer, ons help met konsentrasie, kreatiwiteit, ons gewone roetines, produktiwiteit, fisiese aktiwiteit het ek reeds genoem, ons redenasievermoë, ons vermoë om te leer, in te neem en te onthou. En daar is ook studies wat bewys het dat indien 'n jong kind te lank voor die skerm is, dit dalk 'n impak kan hê om hulle normale mylpale te mag bereik. Wanneer ons kyk na geestelike gesondheid, die invloed op geestelike gesondheid, en hier praat ek meer oor wat tieners beleef. Ons is baie lief daarvoor om ons vakansiefoto's te post. Ons is baie lief daarvoor om gou-gou 'n selfie te neem, maar dan verskillende filters te gebruik, laat hierdie selfie perfek lyk. Nou, meeste van ons weet dat meeste prentjies en foto's op Facebook dalk nie die waarheid is nie. En ons tieners word konstant blootgestel aan perfekte beelde en leefstyle. En omdat hulle party tieners baie geïsoleer is en net vas is aan al die bedrywighede van sosiale media, is hierdie wat hulle sien en beleef. En dit kan maak dat 'n tiener ontoereikend is, onnodige stres beleef, onnodige angs en dan omsit in depressie. Want onrealistiese beelde maak 'n tiener sy eie selfbeeld en liggaamsbeeld bevraagteken. Dan is daar onder tieners hierdie fase van aanvaarding. Hulle wil so graag aanvaar word, belangrik voel en invoel. Nou wanneer die verskuif na sosiale media toe, is daar 'n groot druk wat kinders op hulle self plaas wanneer hulle iets post op sosiale media, Instagram, TikTok of enige van die ander toepassings. Daar's 'n verslawing wat plaasvind onder tieners, dat hulle gereeld likes wil hê. Dat hulle wil hê mense moet op hulle foto comment. En indien dit nie gebeur nie, kan dit lei dat die tiener in depressie gaan. Want hoekom het iemand dan nou nie my foto gelike nie? Hoekom het iemand niks gesê oor wat ek nou net op TikTok gedoen het nie? Hierdie is baie gevaarlik, want dit kan lei dat ons tieners verslaaf raak aan die afhanklikheid van eksterne goedkeuring. Julle angs en eensaamheid kan ontstaan, omdat die tiener dan nie hierdie eksterne goedkeuring kry nie. En ook omdat 'n tiener voel, hy of haar lewe is nie so interessant soos die mense met wie hulle sosiaal verkeer op sosiale media nie. Daar is hierdie groot verwagting dat iemand dadelik moet reageer.
En ons het almal hierdie beleef toe ons net selfone gekry het of net blootgestel was aan WhatsApp. 'n Mens wil graag hê iemand moet jou dadelik antwoord op WhatsApp. En ongelukkig is dit 'n kultuur onder die jong mense dat hulle hierdie verwagting het dat iemand dadelik moet reageer, like, kommentaar gee of share. Nou hierdie kultuur skep 'n ingebore gedragsprobleem, want ons tieners is dan ongeduldig, ongeskik, oorhaastig en onbeskof. Hierdie verkeerde verwagting kan lei tot valse realiteite en aannames. Byvoorbeeld, my maatjie bloedtik my net. Jong, sy ghost my alweer. En dan ontstaan hierdie interne stoei van hulle gedagtes. Wat is fout? Like hulle my nie meer nie? Pas ek nie meer in nie? Wat het ek verkeerd gedoen? Ouers, oumas, oupas, onderwysers, wie ook al luister, jy sal saam met my stem, dat 'n oormaat stimulering van sosiale media en alles wat daar gebeur, help ons kinders dan om weg te beweeg van die waarheid, dat hulle uniek en perfek geskape is. Dit het 'n effek op die vorming van hulle selfbeeld, hulle selfwaarde en dra gevaar in vir hulle eie unieke identiteit. Wanneer ons kyk na die invloed op ons veiligheid, privaatheid en gesondheid, raak hierdie nogal enige iemand wat op sosiale media verkeer. Kinders kan onskuldig blootgestel word aan ongeskikte en gevaarlike inhoud, wanneer jou privaatheid instellings nie daar is nie of nie korrek is nie. Ons kinders loop die gevaar om blootgestel te word aan pornografiese inhoud en geweld. Ja, ouers, oumas, oupas, dit is 'n realiteit. En dit is ongelukkig so wanneer jy 'n reel video op Facebook kyk, dat Meta hierdie pornografiese video's tussen die reel video's ingooi, wat ons nie sommer kan keer of blok nie. Te vroeg blootstelling aan pornografiese inligting kan maak dat 'n kind meer wil weet, dan wil navorsing doen en dan wil eksperimenteer. En die gevaar hiervan is dat 'n kind in groot moeilikheid kan kom, skuldgevoelens kan hê en dan erge gedragsprobleme kan ontwikkel. Ons persoonlike inligting is natuurlik ook in gedrang wanneer ons met sosiale media is. En kom ons wees eerlik, ons hoor dit gereeld, sien dit gereeld. O, my profiel is gehack, my WhatsApp is gehack. Ons hoor gereeld hoe daar bedrog gepleeg word wanneer iemand dalk jou rekening leeg trek. En dit is hoekom dit so belangrik is dat jy gaan kyk dat jou veiligheidsinstellings gestel is. En natuurlik, ons moet ons kinders hierdie gevare leer. Maar daar is ook 'n kultuur waar ons profiele gesteel word. So iemand kan jou Facebook profiel steel, jy steel of jou profielpic steel en sê dis jy, en dan kan hulle ongelukkig hierdie gruwelike video's onder jou naam stuur, wat jou karakter en jou identiteit kan skend. Ja, julle, daar is cyberbullies in die kuberruim. Nie net is daar 'n boelie gedrag wanneer ons by die skool is nie, maar hierdie maats kan jou ook takel wanneer jy by die huis is op sosiale media.
Ons weet ons Afrikaanse sangers en akteurs loop gereeld deur met al hierdie kritiese, negatiewe kommentaar. Ek weet nie wat dit is nie, maar wanneer ek 'n gesig-tot-gesig interaksie met iemand het en ek sulke groeitaal gebruik, kan ek mos sien maar dit affekteer hierdie persoon emosioneel. Dis asof daar vandag 'n realiteit is dat ek net mag tik en sê wat ek wil en nie die konsekwensies in ag neem dat dit dalk hierdie persoon se selfbeeld of selfwaarde mag skade neem nie. Nou as gevolg van die kommentaar wat iemand lewer op iemand se post, TikTok, Instagram, leer ons kinders hierdie gedrag aan. Onthou, kinders leer nie deur wat ons sê nie. Kinders leer deur wat hulle sien ander doen. En ons loop die gevaar dat ons kinders hierdie gedrag aanleer om te oordeel en ander af te breek. Dit wil sê, empatie en geduld word nie hier geleer nie. Die blootstelling van verskillende ouderdomsgroepe en kulture het sy voordele. Maar omdat daar die kans is dat hulle jou identiteit kan steel, kan 'n kind op WhatsApp van 'n verkeerde nommer af 'n boodskap kry. Hallo, hoe gaan dit? Waar gaan jy skool? Stuur asseblief vir my 'n foto van jouself. En ouers, dit is nie net 'n foto met klere aan nie, hulle vra spesifieke fotos. Dit is regtig 'n groot realiteit. So, op Facebook kan jou kind 'n invite kry van 'n foto van 'n tannie en 'n oom wat lyk asof hulle daar by Tafelberg staan. Maar dit is dalk 'n identiteitsprofiel gesteelde foto en hierdie is dalk 'n masker vir 'n pedofiel of 'n psigopaat. Ouers, kinderhandel, mensehandel is nie net in ander lande en dorpe nie. Dit is in Gauteng ook en in Suid-Afrika. En kommerwekkende statistieke wys dat kinderhandel begin by sosiale media, waar hulle jou kind se doen en lates definitief volg. Dit is hoekom ons baie streng daarop is en vra. Polisie en ander gemeenskapaktiviste het al gevra, moenie jou kind in sy skoolklere op Facebook sit nie. Moenie sê by watter restaurant jy en jou kind gou 'n milkshake drink nie. Hulle loop in die gange van die malls rond. Daar is baie toepassings waaroor ons kan gesels. Ek wil net 'n bietjie by TikTok gou stil staan. Maar voor ek dit doen, wil ek julle sê dat ons vir julle materiaal bymekaar gesit het wat op die kerk se Linktree beskikbaar is. Ons het vir julle 'n dokument saamgestel van verskillende toepassings waarmee tieners vandag, selfs jonger, betrokke is. Die gevaar daarvan het ons dan ook vir julle uitgewys. So gaan kyk asseblief daarna en maak seker jy is ingelig met wie en wat jou kind betrokke is op sosiale media. TikTok vir my het 'n kommerwekkende privaatheidsbeleid en hulle versamel baie persoonlike inligting in. Van die van ons wat weet, YouTube kyk na ons video's en hulle gaan vir jou sê dit is nie geskik om te post nie. Maar TikTok post net, ongeag wat in die video is. Of dit nou gritaal is,
geweld is, of een of ander uitdaging waaraan jy moet deel word. Alles is beskikbaar. Nou, wanneer ons in 'n oormaat of oorvloed vinnige inligting ontvang, leer ons eerder om vinnig te reageer of daai prentjie te gebruik as 'n voorbeeld om ook so te reageer en op te tree. Die gevaar is dat ons nie meer krities dink, stil word en bid voor ons optree nie. En dit is omdat ons ongelukkig in 'n kitsoplossing wêreld leef, waar ek met die druk van 'n knoppie al die inligting onder my voete kan hê. Maar dit is gevaarlik vir ons persoonlike groei, ons karaktereienskappe. TikTok bevat baie riskante uitdagings. Ja, ouers, ek is self nie lief vir TikTok nie, maar ek sien dit so baie in praktyk en ons lees so baie daarvan, dat TikTok jou kind kan uitdaag om sekere goed te doen om in te pas. So ons weet nou, 'n tiener wil graag aanvaar word en ergens inpas. En kan hulle gemotiveer word om dan haaglike uitdagings te doen om in te pas. En hierdie uitdagings kan insluit seks, vandalisme, dwelms, alkohol en om iemand anders se lewe in gevaar te stel. Ek weet hierdie inligting is baie kommerwekkend, maar ons moet dit weet. Ek weet nie of jy geweet het nie. Wanneer jy kommentaar lewer of 'n video plaas met inligting of taal of enige iets en vandag se dae wanneer jy werk aansoek doen en jy nie goeie privaatheidsinstellings het nie, daai goed nog steeds in die kuberruim rond is. En wanneer jy werk aansoek doen, kan iemand na jou profiel gaan kyk. Wanneer hy dan hierdie video sien of hierdie kommentaar of die goed wat jy gepost het, sê dit vir ons iets van jou karakter en die moontlikheid dat jy nie 'n werksgeleentheid kan kry nie, is baie groot deur net dit wat jy post. Wanneer ons stil staan by fisiese gesondheid, kan 'n stilstaande, onaktiewe leefstyl lei na vetsug en ander mediese noodgevalle. Daar kan spierprobleme onderstaan by 'n peuter en 'n kleuter wat dalk nie groot motoriese vaardighede aanleer om buite te speel, bil te vang en rond te hardloop nie. Ons staan ook die risiko waar ons dalk oogprobleme en oogstremming kan ervaar, wat natuurlik lei na kopsere en migraines. En ons het vroeër in die video gepraat oor slaapprobleme. Daar is ook 'n risiko vir oorprobleme, waar jy dalk van balans kan afgaan, omdat jy natuurlik oorfone en stelsels in jou oor sit, om natuurlik hierdie klank van ander in die huis weg te hou, maar dit kan soveel nadeel wees. En dan is die groot lig, ongepaste woede-uitbarsting, omdat jou kind al hierdie druk en al hierdie fantasieë oor ander mense se leefstyle kan hanteer. Laaste staan ek stil by interpersoonlike verhoudings. Julle gesig-tot-gesig interaksie is verskriklik belangrik vir die ontwikkeling van taal, kommunikasie en sosiale vaardighede. Dis ook belangrik vir die uitbeeld van die vrug van die Gees en natuurlik God se liefdesgebod. Wanneer ons minder gesig-tot-gesig interaksie het
is daar minder aktiewe leerervarings. En dit is hoekom ons so sukkel met konflik in ons sosiale ruimte met mense. Ons sukkel dan om konflik op 'n gepaste manier dan te hanteer. En ons het ook al genoem dat ons die risiko loop om aannames te maak. Ek kan 'n boodskap tik vir iemand met geen intensies nie. Ek kan in 'n vrolike bui wees. Maar die persoon aan die ontvangkant kan hierdie boodskap lees vanuit die emosies wat hy daai dag ervaar en kan gevaarlike aannames dan ontstaan. Toe ek op hoërskool was dit die lekkerste om onder die boom te sit en kuier saam met my vriendinne, veral na 'n naweek, waar ons dan ons ervarings met mekaar gedeel het. Ons kan ook ingesteld gewees het op 'n vriendin se liggaamshouding as sy dalk 'n bietjie afvoel of hartseer is. Vandag sit die kinders onder dieselfde boom, elkeen met 'n foon, en die gesprekke lyk heelwat anders. Want dan lewer ons eerder kritiese taal oor hoe iemand se hare lyk en ons bespreek eerder 'n klomp video's as om eerder interpersoonlik met mekaar ervarings te deel. Hierdie is baie gevaarlik en lei tot destruktiewe kommunikasie konflikstyle. Ek weet vandag was baie inligting, maar dit is so waardevolle inligting wat ons ouers, oumas en oupas moet besef. Môre gesels Ronel met ons natuurlik oor al die voordele van sosiale media. En wanneer ons klaar voordele en nadele bespreek het, kan ons dan 'n konstruktiewe plan vir jou gee hoe om weer beheer te vat van jou huis. Ons gesels môre verder.